Heilige Vader, ons wy onsself aan hierdie toe vir hierdie tyd en mag die woorde wat ons spreek en die gedagtes wat ons dink aanneemlik wees voor die aangesig. Want ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lanzo, Richelle, kan julle asseblief vorentoe kom as gesin en baie welkom hier by ons. Ook aan Richelle se ma, ouma en oupa wat hier is. Lanzo se pa en ma, baie welkom. En net nou wanneer ons die toewydingsgebed doen, wil ek vra dat julle ook na vore sal kom daarvoor. Kom staan nie bo, dat hulle mooi kan sien. Hoe lyk 'n wonderwerk, né? Slaap sy nou? Dis goeie tydsberekening. Baie welkom. Hulle was vir lank deel van ons en is eintlik nog steeds. Die Here het hulle, soos julle sal onthou, geneem na George, en van George na Somerset West, waar hulle op die oomblik bevind, maar hulle is hier om Leia in te seën. En julle net nou vertel van die diep waters wat julle deur is, maar tog hoe die Here ook die pad weer oopgemaak het vir julle en ons bid 'n spesiale seën op hierdie nuwe fase van julle lewe. Maar vandag is ons hier om te praat oor haar. Sy is die spesiale gas, al lê sy nou so lekker in slaap. En sy gaan nie regtig weet van vandag hier gebeur het tot sy ouer is. Miskien kan sy later die video kyk, of miskien kan jy 'n foto vir haar wys. Maar dit wat hier plaasvind is 'n wonderwerk. Dat ouers 'n kind na die Here toe bring vir inseëning. En die ou mense het gesê, kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. Ek dink daardie gesegde is miskien 'n paar duisend jaar oud. Want ek glo in Jesus se tyd was dit ook so gewees. Want wat het daai disippels gesê? Julle pla vir Jesus met die kinders, gaan weg. En tog wys Jesus dat dit nie so is nie. Want in plaas daarvan om te sê, ja, ek het groot mense werk wat ek moet doen, en julle pla ons nou, gaan hy en hy vat daai kindertjies. En hy neem tyd en ruimte en moeite om daardie kinders in te seën. En 'n inseëning is nie net 'n formaliteit. Julle het nie hierdie aangevra en ons as kerk doen dit nie net omdat daar nog 'n opening is wat ons moet vul nie. Daar is werklike seën wanneer ons kinders na die Here bring. En as 'n mens lees oor Samuel wat as jong kind geseën is, die seën tussen Jakob en Esau en hulle stryd oor wie die seën ontvang het, daar was werklik iets spesiaals daaraan. So ek wil hê eerstens dat julle moet glo dat dit wat vandag hier gebeur 'n seën vir haar lewe gaan wees. Maar in 'n sin, omdat sy nou so lekker lê en slaap, jy moet sê as jou arms moeg raak, jy nou al sterk en gewoond daaraan. Jy is baie sterk. In 'n sin gaan dit ook oor die ouers. Want om kinders in die vrees van die Here groot te maak, is nie maklik nie. Inteendeel, dis oorweldigend en intimiderend om te dink dat selfs haar begrip van God lê in haar pa en in haar ma. Dis al prentjie wat sy het, totdat sy hierdie abstrakte begrip van God in volle verstaan, is hele God vir daai kinders. En later sal hulle verstaan, maar die verantwoordelikheid om God se beeld korrek aan ons kinders oor te dra, dis oorweldigend. En dis waarom ons hier is, want ek dink 'n besef, ons kan dit nie op ons eie doen, bring ons by hierdie punt uit. En so, terwyl ons spesiaal vir julle bid ons dat die Here vir julle wysheid sal gee en insig, om die beste ouers te wees. God het julle gekies. En onthou, dit wat julle nou in julle hande vashou, hier 2 wonderwerke, die duiwel haat dit. Want dit wat julle het, is iets wat hy nie eers kan doen nie. Julle het die voorreg om saam met God medeskeppers te gewees het, en hy kan nie. En daarom het hy 'n aanslag op ons kinders, ons jong mense, ons as volwassenes, enigeen wat staan vir wat reg is in die karakter van God voorhou. So ons bid spesiaal dat die Here vir julle die krag sal gee om die beste ouers te wees en die aanslag van die vyand sal weghou. En daardie gebed sluit in gesondheid, sluit in beskerming teen die aanslag van die vyand,
Maar ek dink, as ek so na hierdie pragtige gesin kyk, ek dink die belangrikste is, dat julle as gesin saam, sien dit in julle gedagtes, hoe julle saam eendag daar deur die poorte van die Godstad in die Nuwe Jerusalem inloop. En as julle dit vir julle familie kan hê, is al die ander goed eintlik minder belangrik. En dis my gebed en my wens vir julle. En so wil ek julle vorentoe nooi, wat saam met ons hierdie gebed wil doen, om saam te kom neerkniel, want oupas en oumas, ouma grootjie het 'n baie belangrike rol om te speel in die opvoeding van kinders. Hulle dra waardes oor en hulle help. En baie keer is dit net, julle is nou 'n bietjie ver weg, maar net om julle ook 'n blaaskansie te gee. So, baie dankie vir dit wat julle doen, en dankie dat julle vandag hier is, en dat julle hierdie gebed saam gaan doen. En dan wil ek vinnig met die gemeente gesels. Al is hulle nie in ons gemeente, bly vir hulle bid. En bid dat die Here hierdie gesin sal lei, en dat hulle, soos ons gesê het, eendag in die koninkryk sal wees. Miskien moet ons staan vir die gebed. Is dit oukei as ons staan, of wil julle kniel? Ek dink, kom ons staan eerder, kom staan bietjie nader, staan nader. Kan ek afvat, of gaan sy wakker word? Ok, kom ons los dan net so dan, ek is doodreg, maar ek sal my hand hier by hou, en kom ons bid saam. Heilige Vader, ons sê vir U so baie dankie vir die pragtige gesin. Dankie dat U hulle geseën het met 'n bonneltjie vreugde en liefde, en dat sy gesond is, en ek bid 'n spesiale seën op Leia. Ek bid dat U haar in U weë sal grootmaak. Ek bid dat U vir Lanzo en Richelle sal seën met wysheid van omhoog om dit te doen. Selfs wanneer sy stout is eendag, selfs wanneer hulle miskien moeg is, om net vir hulle daai ekstra bietjie krag te gee, om die beste ouers vir haar te wees. Dankie vir dit wat hulle reeds doen, en net hierdie versoek om haar in te seën is reeds 'n bewys van 'n pa en 'n ma se hart wat omgee. So ek bid dat U haar sal oppas, dat U engele in 'n laar rondom haar lewe sal trek, waar ook al sal beweeg, dat U haar gesond sal hou. Maar Here, ek bid vir haar geestelike lewe, en dat sy Jesus sal sien in haar pa en haar ma, haar oupa, haar oumas, oupa en ouma grootjie, en almal wat 'n rol speel in haar lewe. En dat sy net lief sal raak vir die Jesus wat sy in hulle lewens sien. Ek bid dat eendag wanneer U terugkeer, sy gered sal wees vir die koninkryk. En so plaas ek hierdie hele gesin voor U. Ek vra dat U hulle sal seën op die pad vorentoe, dat U die paaie vir hulle gelyk sal maak, en dat wanneer U terugkeer, hulle gereed sal wees, om vir ewig by U te wees. Dankie dat ons hierdie gebed kan bid. Ons plaas haar voor U, en ons bid hierdie gebed in geloof en in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vinnig vir Karina vorentoe nooi, om net vir julle sertifikaat en 'n geskenkie te gee. En dan as alles klaar is, kan julle buite saam met my staan, dat die mense julle ook kan gelukwens. Dankie dat julle hier was. Ons skriflesing vanoggend word gevind in Hosea 4, vers 6 en 7. Dit is 'n bekende vers, en dit lees as volg: My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. Mag die Here 'n spesiale seën byvoeg, terwyl ons vir 'n ruk hieroor gaan gesels, vanoggend se diens. Ons het 'n spesiale doopdiens ook vandag. Lanzo en Yolani. En ons is dankbaar dat ons deel daarvan kan wees en getuies kan wees van hierdie pragtige besluite wat gemaak is. En wanneer 'n mens dink aan die Sewende Dag Adventiste Kerk, die woord Adventiste
praat spesifiek oor die advent of die wederkoms. Dit is eintlik al wat dit beteken. Ons glo in die wederkoms van Jesus Christus. Toe Rankin net nou wegraak vir 'n oomblik, toe wonder ek of hy my help met 'n preekillustrasie. Maar gelukkig is hy toe nou nog hier in die ronde. En 'n mens wonder die afgelope week veral, as 'n mens kyk na die voorspellings wat gemaak is aangaande die wegraping. En ek wil graag vir 'n rukkie daaroor gesels, want dit is 'n aktuele saak, baie mense dink en wonder daaroor, maar ek wil u ook toerus om sinvolle Bybels gefundeerde antwoorde te gee, wanneer mense vra daaroor het. En miskien het dit gevolg, die wederkoms of die wegraping eerder sou 24 of 25 September gewees het. En ek lees baie daaroor en hoekom die mense so sê en die redes wat hulle gee, maar ek lees ook die kommentaar van mense, wat mense eintlik nou nie moet doen nie. Want menslike kommentaar is nie altyd opbouend nie. Maar ek het 4 verskillende reaksies opgetel. Die ene is mense wat dit met erns ondersteun. Die tweede is mense wat absoluut spot dryf daarmee en met Christendom as 'n geheel. En dit is my hartseer dat ons mense so spot met iets wat vir iemand baie ernstig is. Maar eintlik nie net daaroor nie, maar oor die godsdiens as geheel en God. En ek het goed gelees daar wat my eintlik kwaad gemaak het. Miskien hoekom ek opgehou lees. Maar ek besef ook dat baie van die spot kom van mense wat miskien by 'n vorige geleentheid juis deur so 'n situasie was en nou ontnigter is. Die derde reaksie is mense wat die skrif aanhaal en redes gee hoekom dit nie gaan gebeur of gebeur het nie. En dan die laaste een was miskien half saam met die gespot een van die kommerwekkendes, want dit is mense wat sê selfs al is hy verkeerd, wat maak dit saak? Ons moet gereed wees. En vir my was dit kommerwekkend, want 'n mens kan nie voorspellings maak, dit gebeur nie, en dan sê, dit maak nie regtig saak nie. Want dit maak eintlik saak. So hoe hanteer ons dit? Nou, as eindtyd boodskap, spandeer ons baie tyd in die boeke van Daniël en Openbaring. Maar ook in die profetiese rede van Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21. Het word 3 keer herhaal, baie dieselfde inligting in al 3 gedeeltes. En Matteus 24 begin met die disippels wat na Jesus toe kom, met 'n vraag. En blaai in die Bybels, ons gaan so rukkie hier spandeer. Maar nie net 1 vraag nie, eintlik, hulle kom met 3 vrae. Hulle sê vir ons, eerstens, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Tweedens, wat is die teken van u koms? En derdens, en van die volëinding van die wêreld. So, dis 3 vrae wat baie dieselfde tipe vrae is, en Jesus antwoord dit in die teenoorgestelde volgorde wat dit gevra word. Hy begin met vraag 3, dan vraag 2 en dan vraag 1. Maar dit is interessant dat Jesus sy eerste reaksie op hierdie vraag is in vers 4 eerder. Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Hierdie waarskuwing word ook in vers 11 en vers 24 herhaal. Oppas vir valse profete, valse Christene. En hoekom is dit Jesus se eerste besorgdheid? Hy praat later eers oor die tekens en die werk wat gedoen moet word. Hy begin met, en as hy die vraag in dieselfde volgorde geantwoord het wat dit gevra is, dan sou hierdie miskien het later 'n rol gespeel het. Maar hy begin met, oppas vir valse profete, oppas dat julle nie mislei word nie. Later praat hy wel, en ons gaan vinnig net deur die hoofstuk werk, van die tekens. En die tekens sluit in die valse profete wat ons nou van gepraat het, maar ook, en nou lees ek nie uit die koerant uit nie, oorlog, hongersnode, pestsiektes, aardbewings, verdrukking, moraliteit van die mense wat al hoe
meer en meer agteruit gaan, en dan tekens in die hemel in vers 29. Nou, kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hierdie tekens. Het jy geweet dat elkeen van hierdie tekens is reeds vervul? Behalwe een. Ons gaan afsluit met daardie vers. Hou dit net 'n gedagte, watter teken is nog nie vervul nie. Maar die tekens in die hemel is vir my nogal belangrik in die sin dat hierdie is God se wekroep vir sy mense, waarin hy sê, my wederkoms is op hande, julle moet nou begin wakker skrik. En die groot aardbewing in Lisbon het in 1755 plaasgevind. Die sterrereën, maansverduistering 1780, 1830. En dit laat my dink in ons wat in 2025 hier staan, as die Here destyds die wêreld wakker geskit het met bonatuurlike tekens, tot vandag toe is daar geen verklaring vir hierdie bonatuurlike tekens, om te sê my wederkoms is op hande. Waar staan ons vandag? Nog 200 jaar later. Dit is baie naby. En ek sê dit nie as 'n manier om ons bang te maak nie, want die wederkoms is goeie nuus. Ek wil hê jy moet hier weggaan met hoop in die harte oor die wederkoms. Maar dit laat mense net dink dat ons het nie baie tyd oor nie. En dan later in vers 36 is daar 'n belangrike vers wat sê niemand ken die dag en die uur nie. Ook nie die engele in die hemel nie, maar net my Vader alleen. Het jy al gewonder hoekom die engele dit nie weet nie? Was God bang dat die engele parabys dit sou deel met die mensdom? Hoekom net die Godheid, God die Vader, God die Seun? Ek het nie antwoord vir daai vraag nie, maar ek het al baie gewonder. Die engele is tog betroubare wesens. Hulle gaan nie iets doen wat buite God se wil is. Maar dit wys dat die dag en datum is bekend net vir God. En daardie dag en datum is nie 'n datum wat willekeurig of lukraak deur God voorberei is nie. Hy het nie besluit watter dag wil ek terugkom, hierdie klink na 'n goeie datum. Dit is eerder bepaal in God se voorkennis, omdat hy alles weet. Weet hy, daar kom 'n dag in hierdie wêreld se geskiedenis, wanneer elke persoon op aarde sy besluit vir of teen God gemaak het. Op hierdie stadium is daar 3 groepe mense. Die wat vir God besluit, die wat teen dit besluit, en die draadsitters. So die draadsitters, kan 'n mens sê, het eintlik teen God besluit, maar baie van hulle het nog tyd om vir hom te besluit. Maar soos wat ons hier na die einde van tyd beweeg in terme van die profetiese raamwerk, gaan daar uiteindelik net 2 groepe wees. Die wat vir God is en die wat teen God is. En elke persoon se besluit sal gemaak word. Ek glo ons is baie naby daaraan. Al is daar groot gedeeltes van die wêreld wat nog nie weet nie. Maar is interessant dat baie van hierdie gedeeltes werk God nou met drome en visioene. Ek wens ek kan vir al die getuienisse gee hoe mense tot insig kom oor die waarheid van God deur drome wat hulle kry, waar die Christelike werk op hierdie stadium weens vervolging nie toeganklik is. En dit is eintlik wonderlik om te sien hoe God op sy manier ook die werk klaar maak, waar dit vir ons as mense onmoontlik is om dit te doen. Maar hoe dit ook al sê, party mense sê ons mag dalk nie die dag en die uur weet nie, maar ons kan die maand en die jaar weet. En die Bybel sê net dag en uur. Wel, wanneer die Bybel praat van die dag en die uur, is dit 'n spesifieke verwysing na tyd. En die Bybel sê dat wanneer die vye boom bot, dan sal jy weet. So daar is tekens. So ons kan weet in 'n algemene sin. Maar ons gaan nie eers die jaar of die maand of enigiets kan weet. Ons kan weer eens naby. Want die Bybel sê ook dat die eindtyd gebeure gaan kort geknip word in geregtigheid, anders sou geen vlees oorleef. So ons kyk baie keer en ons sê daar's nog heelwat werk wat gedoen moet word en heelwat dinge wat moet gebeur, maar ek dink altyd terug aan COVID en hoe binne letterlik weke die hele wêreld verander het. Dit was so vinnig geweest en dit was wêreldwyd geweest. So die eindtyd gebeure kan baie vinniger plaasvind as wat ons het verwag. En so lees ons verder in hierdie hoofstuk. So ek dink hierdie begrip van ons weet nie wanneer dit is nie, is belangrik in terme van wat verlede week gebeur het. Dan praat dit later van soos dit was in die dae van Noag en Lot, so sal dit wees met die koms
van die seun van die mens. En dan sê dit, hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en in die huwelik gegee, hulle het lewe geleef. Nou, nie een van die dinge wat hier genoem word, is slegte dinge nie. Om te eet, of te drink, of te trou, of in die huwelik te gee, is alles goeie dinge. So, die probleem in daardie tyd was, hulle daardie dinge belangriker geag as die erns van die tyd wat hulle leef. Dit het hulle lewe in beslag geneem. En vir hulle belangriker is enigiets anders geword. So, uit die aard van die saak praat die Bybel nie hier teen eet, drink, trou en in die huwelik gee nie, maar wanneer dit jou obsessie en jou fokuspunt word, en jy begin van God vergeet. En as ons die verhaal van Noag en Lot leer, en weer deurgaan, dan besef ons dis presies hoe dit was. En dan kom 'n interessante gedeelte, waarop baie mense die geheime wegraping baseer, want hy sê, 2 sal op die land wees, die een word aangeneem, die ander een word verlaat. 2 sal by die meelmaal, die een word aangeneem, die ander een word verlaat. Maar dit is interessant dat in hierdie gedeelte, en ons kyk nou na vers 40 tot 42, eindig dit in vers 42 deur te sê, waak dan, want jy weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. So dit praat van die wederkoms. So die 2 op die land en in die meel verwys na die wederkoms, want direk daarna sê dit, Jesus kom, nie ons gaan nie. En dit word nog 2 keer herhaal in hierdie vers 42 tot 43. So 3 keer word die 2 wat op die land is en die 2 wat by die meelmaal gekoppel aan die wederkoms, nie aan ons wat na God toe gaan nie. In Lukas se weergawe van die bergpredikasie word dit bietjie anders uitgedruk, want hy voeg nog een by, hy praat van die wat in die land is, die wat by die meel is, maar hy sê, daar gaan 2 op die bed wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Maar die interessante deel in Lukas se weergawe, in Lukas 17, in vers 37, na hierdie gesprek, vra die disippels vir Jesus, waarheen, Here? So hy het nou net gepraat van aangeneem en verlaat. En hulle vra nou waarheen, dink jy hulle verwys na aanneem of verlaat? Hulle wys na aanneem, want as jy verlaat is, gaan jy nêrens nie, jy bly waar jy is. So dis die wat aangeneem word, en hulle wil weet waarheen. En Jesus se antwoord is nogal veelzeggend, dit sê, want hy sê vir hulle, waar die liggame lê, daar sal die aardvoëls bymekaar kom. Dit is duidelik uit hierdie gedeelte dat die aanneem, soos wat ons dit kan verstaan, in terme van die wegraping, nie na 'n goeie plek is nie. Want dit gaan daarna waar die maaltyd van die aasvoëls voorbereid is. Dis nie die ewigheid nie, dis nie iets goeds nie. Goed? So net as 'n mens oppervlakkig kyk na hierdie skrifgedeeltes, is dit problematies om die wegraping hierin te lees, omdat dit duidelik praat van die wederkoms en omdat die plek waarheen dit gaan nie so lekker plek is. Maar indien dit praat van gereed wees ten alle tye. So 2 mense gaan besig wees om te werk en hulle gaan dood. Die een is gereed, en die een is nie. 2 is besig om te lê in 'n bed en hulle gaan dood. Die een is gereed. Dit praat daaroor om altyd gereed te wees, want dit praat in daardie gedeelte ook, wees gereed, want ek kom soos 'n dief in die nag. Onverwags. En as die onverwags is en die gereedheid van die wederkoms wat hierna verwys word, eerder as 'n beskrywing van hoe dit gaan plaasvind. Kom ons keer vir 'n oomblik terug na die datums. Hierdie is nie die eerste datum nie. Daar's heelwat. Interessant, een van die eerste datums wat mense die wederkoms verwag het, was 1666. Want hulle het gesê dis 666, dis die merkteken van die dier. En mense het eerlikwaar geglo die Here kom terug in 1666. Daar's baie ander, ek gaan net aan 'n paar raak. In die 90's was daar nogal baie gewees, onder andere 'n piramide in Egipte wat ontdek is met klomp datums. In die eerste een was die Eerste Wêreldoorlog, eerste tweede en die Tweede Wêreldoorlog, die derde een was 'n datum in die 90's en mense het toe nou die afleiding gemaak dat hierdie is die wederkoms, want dit is gekoppel aan 2 ander groot gebeurtenisse. Maar hulle het gesê is of die Derde Wêreldoorlog of die wederkoms, maar ons dink dis die wederkoms. Julle onthou almal die hysterie van 2000, Y2K. Rekenaars kan nie 2000 interpreteer nie, die hele wêreld kom tot 'n einde, ons gaan nie vlieg nie, ons gaan nie koop, ons gaan nie verkoop, dis die einde, die Here kom. Klomp mense het geglo die Here kom in die jaar 2000. So rukkie daarna was daar mense wat as 'n grap het hulle 'n foto of 'n tekening, nou daar doen hulle dit met kunsmatige intelligensie van 'n UFO geneem en het op die internet geplaas en gesê die Here kom, maar hy kom in 'n UFO.
En dit was as 'n grap bedoel, maar sekere goeie mense het dit as ernstig opgeneem en hulle het geglo dat die Here kom hulle haal met 'n UFO. En hulle het toe, ek dink 'n groep van omtrent 20 mense uiteindelik selfmoord gepleeg om voor te berei hiervoor. Een van die mense was laat vir hierdie selfmoord, maar as selfmoordpogings nie altyd sleg om laat te wees nie. En uit sy ervaring het hulle toe nou gehoor presies wat gebeur het. So in hulle geld, dit was in Amerika gewees, het elkeen 'n paar quarters gehad, 25 sent stukke, dat hulle kan huis toe bel as dit nodig is. Hulle het genoeg kos en opreg, maar so opreg dat hulle bereid is om hulle lewe daarvoor neer te lê. Okay? Nou, mislei of nie is nie die punt nie. Die punt is as opregtheid. Is u bereid om te sterf vir die geloof vandag? Soos wat daardie mense was. So ons moenie dit net afmaak nie. Ons moet besef dat mense opreg is hierin. 2011 is daar 'n groot beweging dat die oordeelsdag gaan plaasvind. 2012 was die einde van die Mayan kalender. Miskien het jy dit gevolg. Die Mayan kalender wat vooruitgewys het en dan 2012 tot einde kom en almal het gesê dis nou die einde want jy weet hulle het die toekoms voorspel, hulle het geweet en dit het gekom en gegaan en ek gaan nie al die ander lees nie, maar ek gaan nog een vertel. So 10 jaar terug was daar 'n man wat ook geglo het dis die wederkoms in Suid-Afrika en hy het R250,000 advertensie in die Sondagkoerant gevat. Hoofblad, 2 bladsye, die wederkoms, betaal daarvoor. Nou, dis toewyding. Selfs al het jy die geld, om soveel geld te blaas op iets wat jy glo gaan gebeur. En ook daai datum het gekom en gegaan. En 'n mens kyk terug na hierdie datums, daar is baie ander wat ons na kan verwys, maar kom ons volstaan eers daarby en jy vra, van waar kom dit? Is dit van God? Wel, dit kan nie van God kom nie, want hy het nie gekom nie. As 'n mens in eenvoud so dit neerhou. As dit nie van God is nie, waar is dit? Ek dink party is net mense wat 'n begeerte het om die Here se wederkoms te sien, maar ek dink ook as dit nie van God kom nie, kom dit miskien van die vyand. Maar dan moet 'n mens die vraag afvra, hoekom sal die duiwel 'n voorspelling wil maak oor God se wederkoms? Want nou is hy besig om God se saak te help. Want baie mense glo en dit lyk teenproduktief vir sy koninkryk wat sê die Here gaan nie kom nie of duisternis. Hoekom help hy met al hierdie valse datums God se koninkryk? Baie daaroor gewonder en ek het 'n paar antwoorde gekry wat ek met julle wil deel. Die eerste is soos hierdie week verby is, daai datums kom en gaan, soos baie van die ander wat ons na verwys het. En mense verloor hulle geloof in Jesus Christus totaal en al. Dit het gebeur. Tweedens, baie mense kyk na daai datum en sê, nou nie soos hierdie ene het redelik vinnig gekom, maar soos die Mayan kalender en van die ander, dis nog ver. Kan leef soos ek wil. So op ou Kersaand of oujaarsaand van daai jaar moet ek maar net my hart vir die Here gee, maar nou maak wat ek wil. En dis een rede hoekom die Here en deur Rudolf het baie mooi daaroor gepraat verlede week, hoekom hy nie 'n datum gee nie. Die derde een dink ek is miskien een wat ons nie aan dink nie. Vir alles wat God voorstaan, het Satan 'n namaaksel. En die boeke van Daniël en Openbaring is daar om daai namaaksels aan ons te openbaar, sodat ons kan besef wat gaan gebeur. En dit sluit die wederkoms van Jesus in. 2 Tessalonisense hoofstuk 2 sê die wederkoms van Jesus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die anti-kris. En nou moet ons net vir 'n oomblik gesels oor anti-kris. Wat beteken die woord anti in anti-kris? Nou anti is nou nie jou oom se vrou nie. Dis ook 'n anti. Maar wat beteken? Ek hoor teen, ek hoor in die plek van. Dit beteken nie teen in sy primêre gebruik in Grieks nie. Die primêre gebruik van die woord in Grieks is in die plek van. En as ek in die plek van, in die geval Christus of Jesus wil wees, is ek dan ook noodwendig teen hom. Maar die primêre betekenis is altyd in die plek van. En ons weet dit, want net vir interessantheid in hierdie selfe gedeelte praat dit van die wederkoms wat voorafgegaan word deur die openbaring van die anti-kris, en in vers 3 praat dit van die seun van die verderf. Nou daardie term word net een keer in die Bybel gebruik en dis 'n verwysing na Judas. En Judas het nie Jesus se disippels en Jesus self aangeval van buite af nie. Dit was nie 'n eksterne mag, maar hy het van binne af. Hy was een van hulle. So hierdie anti-kris mag werk van binne af, volgens 2 Tessalonisense, maar wil ook in die plek van
Jesus wees. So, Satan gaan Jesus se wederkoms namaak. Alles wat hy voorstaan. Die godheid, jy het die 3 bose geeste in Openbaring. Rustdag, doop, vat enigiets wat God voorstaan. Satan het 'n namaaksel. Goed? En hy gaan Jesus se wederkoms namaak om mense te mislei. En ons weet dit, want daar is 'n verwagting in die wêreld, ongeag, selfs buite die Christelikheid, dat daar iets uit die buitenste ruim op pad is na ons toe. Mense wat nie glo nie sal sê, daar is intelligensie in die heelal, en hulle kom na ons toe, en dis waar die hele gedagte oor UFO's, vreemde vleiende voorwerpe is, en hulle het 'n verwagting van iets. En gelowiges het 'n verwagting, sommige van die wederkoms, ander op ander maniere, maar daar's 'n verwagting wat geskep is, sodat wanneer Satan Jesus se wederkoms namaak, baie mense mislei sal word. Dit sê, selfs die uitverkorenes sal mislei word. Nou, kom ons praat net vinnig. Hoe gaan ons weet as Satan Jesus se wederkoms? Ons is nou vir 'n oomblik weg van wegraping teenoor die wederkoms, maar die wederkoms self. Hoe gaan ons weet as hy dit namaak, of hy die ware een is of nie? Die eerste een, en dis 'n baie eenvoudige antwoord, is, dit kom voor die regte een. So hy gaan dit voor die tyd doen. So, dis hoekom die Bybel sê, as hulle vir jou sê hy is in die woestyn, moet dit nie glo nie. As hy vir jou sê in jou binnekamer, moet dit nie glo nie. En ek dink dis swak Bybelse eksegese, maar ons kan tog, ek wil net vir 'n oomblik daarop klem plaas. Wat is in meeste van ons binnekamers? Ons TV's. So Satan kan nie alomteenwoordig wees nie, want dit is net God wat dit kan doen, maar deur die TV kom hy baie naby daaraan. Die grootste TV-kykers geleentheid was amper 3 biljoen mense. So 'n groot gedeelte van die wêreld se bevolking. So hy kom eerste. Later kom die ware een. Die tweede ding is, wat is dit nog? Ons hoor. Hy kom aarde toe. So hy beweeg hier rond. Wat sê 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs 15? Ons gaan die Here tegemoet in die lig. So sodra iemand hier rond beweeg, dan weet ons, dis nie die Here nie. Selfs al lyk hy soos die Here, selfs al praat hy soos die Here. Want onthou, as hy die Here se wederkoms namaak, gaan hy lyk en praat soos die Here. Hy gaan nie nou skielik lyk soos wat ons die duiwel voorstel in ons gedagtes. As nog ander redes, maar die derde een dink ek wil ek op klem plaas, want dis die belangrikste. Johannes 10 sê, praat van die goeie herder en die skape. En dit sê die skape volg die goeie herder. Hulle sal nie 'n ander een volg nie, want hulle ken sy stem. As ons die stem van Jesus ken, sal ons weet. As ons tyd en ruimte in ons lewe gemaak het om 'n verbintenis met hom te hê, sal ons weet. En dis vir my waarskynlik die belangrikste van al die redes. Maar hy gaan dit probeer nabootse. So, waar vandaan dan kom die gedagte van die wegraping? Het is interessant as 'n mens die geskiedenis bestudeer, dat vir die eerste om en by 1800 jaar is daar geen melding van die wegraping, behalwe 'n klein gedeelte wat ek nou met u sal deel. Dis 'n betreklike nuwe leerstelling. En dit beteken nie noodwendig is verkeerd nie, want baie van die leerstellings wat ons vandag in glo, het om en by daai tyd ontstaan. Maar dit was aanvanklik daar gewees, het deur die donker middeleeue verlore gegaan en is weer herstel. Hierdie ene was nooit daar gewees nie en het skielik ontstaan. So, hoe het dit ontstaan? Toe die Rooms-Katolieke Kerk as die anti-kris geïdentifiseer is in die hervormingstyd in die 1500s, het hulle teruggegaan na die woord en hulle het besef, dis waar. Voldoen aan al die vereistes, al die kriteria, dus kan nie betwis word. En in plaas van om hulle dinge te verander en reg te stel, het hulle gesê ons moet nou begin met 'n teenhervorming. So die teenhervorming was die aanslag van die Rooms-Katolieke Kerk om die hervorming dood te maak. En hulle het dit gedoen met geweld en jy het mense op die brandstapels vermoor en die mense wat die Bybels vertaal het laat doodmaak en jy het baie gewelddadige vrede tyd, maar hulle het dit ook gedoen in terme van filosofie en gedagte oor die Bybel interpreteer. So tot op daardie stadium is die Bybel geïnterpreteer deur 'n metode wat bekend gestaan het as historisisme. Ons gebruik dit vandag nog. Wat dit beteken is, baie van die dinge het in die verlede plaasgevind, maar soos 'n mens deur die boek Openbaring werk, is daar goed wat ook toekomstig gaan wees, afhangend in wat 'n tydvakkie is. So hoe later is, hoe verder beweeg ons in die boek Openbaring. En dis bevestig deur die jaardag beginsel
wat baie van hierdie profesieë as waar, sommige tot op die spesifieke dag. Ek dink aan die profesie in Openbaring wat praat van die jaar, die dag, die uur en die maand. Hy is 391 jaar en 15 dae tot op die dag is hy vervul, daai selfde dag. En interessant, dat mense het nie teruggekyk en skielik gesê, "Haai, dit het waar geword." Hulle het voorspel op hierdie dag gaan dit gebeur, want hulle het die Bybels bestudeer. En dit het gebeur. Nou, ek wil net daaroor ook vir 'n oomblik stil staan. Die pioniers en die hervormers het die Bybel bestudeer en geken en die profeseë verstaan. En hulle het dan na die wêreld gekyk en alles het sin gemaak. Vandag doen ons baie keer die teenoorgestel, ons maak 'n fout. Ons kyk na die wêreld en wêreldgebeure en elke groot gebeurtenis in die wêreld wil ons terugbring na die Bybel en sê, hoe pas dit in? Dis die verkeerde manier om dit te doen. As jy die Bybel verstaan en die profeseë verstaan, pas alles in. Moet dit nie maak inpas nie. En dit pas nie noodwendig in sy besonderhede in. Mense wil hê elke besonderheid van 'n ding moet inpas en elke detail. Baie daarvan is nie daar nie. Dis daar in die groter prentjie. En as jy dit verstaan, is dit eintlik wonderlik. So studeer die Bybel meer as die koerante, so wat ek in wese sê. Maar deel van hierdie filosofiese nuwe verandering wat hulle teweeggebring het, was hulle 2 priesters geneem. Jesuïtiese priesters of priesters uit die orde van Jesus. En hulle funksie is om die Rooms-Katolieke Kerk te beskerm, fisies, maar ook in terme van beleid. En hulle het gevra, ontwikkel vir ons nuwe forme van Bybelse interpretasie. So, die een se naam was Louis de Alcazar, hy het geleef van 1554 tot 1613, as ek reg onthou. En hy het 'n stelsel ontwikkel om die Bybel te interpreteer wat preterisme genoem word. Nou dit sê basies, die Antichrist het gekom 70 voor Christus. Toe Antiochus Epiphanes die 4de 'n vark in die heiligdom geslag het, hy die heiligdom ontreinig, hy was die Antichrist, want dit vervul die profesie van Daniël hoofstuk 9. Goed? En dit is met aanvanklik nie regtig aanvaar nie, want dit het gebots met hoe mense gesien het, maar mettertyd met genoeg herhaling het mense gesê, ja, dit kan wees, kan wees. Wat is die gevolg hiervan? Hoekom het die Rooms-Katolieke Kerk dit gedoen? Want, as dit 70 voor Christus gebeur het, kan nie ons vandag wees nie. Maar daai het nie baie momentum gehad nie. Toe het hulle 'n tweede een gekry, priester by die naam van Francisco Ribera, 1537 tot 1591. En Ribera het futurisme ontwikkel. Nou dit het gesê, die Antichrist kom aan die einde van tyd. Die gevolg daarvan, kan nie ons wees nie, hy moet nog kom. So, hy het gekom, kan nie ons wees nie, hy moet nog kom, kan nie ons wees nie. En beide van hierdie het effektief, as 'n rookskerm die aandag weggevat van die ware Antichrist. So al die hervormers, ongeag wat se geloof 'n mens vandag in is, ons voorouers, in die hervormingstyd, het hulle geïdentifiseer. Mense gaan deur hulle geskrifte, dit was ondubbelsinnig, dit was duidelik geweest. Ons is hier in Suid-Afrika, want ons protestantse voorouers, meeste van ons het gevlug van die vervolging, juis van die Rooms-Katolieke Kerk. Amerika is so bevolk, groot gedeeltes van die wêreld. Maar in tyd het ons vergeet. En baie mense weet nie of dit maak nie regtig vir hulle saak nie. Of hulle glo hy het gekom, of hy moet gekom, kan nie hulle nou wees. En wanneer ek oor praat, moet ek dit nou net baie duidelik kwalifiseer. Ons praat nie oor Rooms-Katolieke mense nie. 1.6 biljoen Katolieke in die wêreld, goeie mense. Het gaan oor die stelsel. Die stelsel, nie so heilsaam. Maar goed, terug na hierdie 2 forme van interpretasie. Futurisme, die een wat sê hy kom in die toekoms, het eintlik geen byval gevind nie. Mense was nie regtig daarin gebyt nie. Want, daar is 'n profesie in Daniël 9, ons gaan net nou daarna kyk, wat sê dat, praat van die 70-talle of die 70 weke, hy is gekoppel aan 'n profesie in Daniël 8, wat praat van die 2300 aandes en morgens. Maar die profesie in Daniël 9, word verdeel in 7, 62 en 1 7-tal. Die eerste 7 was totdat Jerusalem herbou is, die volgende 62 tot op Jesus as 'n gesalfde of 'n Messias, en die laaste ene praat van Jesus se kruisiging. Wat futurisme doen is hulle plaas 'n reuse gaping van 2000 jaar tussen die 69ste en die 70ste week. So die eerste 69ste hulle saam mee, en dan word daar 'n lang tydperk van gaping ingeplaas en die 70ste week is dan nou nog toekomstig. Goed? In hierdie tyd, of net daarna moet ek bysê, is daar toe 'n geestelike herlewing. Mense bestudeer die Bybel, en veral die boeke van Daniël en Openbaring, en hulle besef, ons is in die einde van tyd. En daar's 'n groot geestelike ontwaking.
Maar hulle maak 'n fout. Hulle bestudeer 'n vers in Daniël 8 vers 14 wat sê 2300 aandes en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die heiligdom is die aarde. Die aarde gaan herstel word. Dis die wederkoms. En die spesifieke datum van daardie gebeurtenis, soos jy weet, is 22 Oktober 1844. Dis die wederkoms. En mense van seker 50 verskillende genootskappe dwars oor die wêreld het begin opgewonde raak, want die wederkoms is op hande, amper soos verlede week hier. Maar met meer erns, want daardie lente het hulle niks aartappels en koring en mielies geplant nie. Want wie het korings en aartappels nodig as ons in die hemel is? En hulle het al hulle goed verkoop en al daai geld gegee vir die verspreiding van hierdie boodskap, Jesus kom terug. En toe kom die dag en niks gebeur. Nou, die teleurstelling daarvoor is ook voorspel in Openbaring hoofstuk 10. Praat van die vrou wat met die geopende Bybel in haar hand staan, een voet, of die man eerder, die engel, die een voet op die grond, die ander een op die see, en hulle gee die geopende boek vir Daniël om te eet, vir Johannes, verskoon. Die enigste geopende boek is die boek Daniël. Want hy is die enigste een wat geslote was en nou oop is. En hy eet dit en dit is soet in sy mond, dit is 'n soete ervaring, Jesus kom weer, almal is opgewonde. Maar dan word dit bitter in sy maag, 'n bitter teleurstelling, want Jesus het nie gekom nie. En uit hierdie teleurstelling het daar verskillende goed ontwikkel. Baie soos vandag. Sommige mense het al hulle geloof in God verloor. Sê ons gaan eerder ateëste word, want ons het alles verkoop, alles opgegee. Dis een van die moeilikste winters daai jaar, want hulle het nie genoeg kos gehad nie. Ander het dit vergeeslik, hulle sê Jesus het gekom, maar het in jou hart gekom. Want onthou, die predikante moet nou terug gaan na hulle gemeentes en redes gee vir hierdie groot teleurstelling. Dis interessant, die laaste vers sê, en jy moet weer profeteer. Sommige mense teruggegaan. Die Bybelbestudeerder agtergekom, hulle het nie 'n fout gemaak met die datum nie, maar wat die heiligdom is. En die boek Levitikus en Hebreërs praat van die heiligdom in die hemel en die hemelse heiligdom. Goed? So uiteindelik is daaruit die Sewe Adventiste onder andere gebore. Maar ander mense het teruggegaan en as 'n ander alternatief gesê, hierdie gedagte van die antichrist wat in die toekoms moet kom, dit pas nogal mooi hierin. Want nou kan ons teruggaan en sê, maar hier is die eintlike, dis hoekom ons 'n fout gemaak het. En so in daai tyd het dit begin posvat. Eintlik voor dit het Edward Irving en John Darby begin om hierdie futuristiese gedagte vas te maak. En toe in 1830, dis waar dit groot momentum gekry het, 'n jong meisie, 15 jaar oud, naam is Margaret MacDonald, het sy visioene gekry, waarin daar aan haar gesê is, dat die Here gaan kom om sy kerk weg te raap. Het is interessant dat baie van wat hierdie week hier en oorsee gebeur het, is ook gebaseer op drome en visioene, nie soseer op die skrif. Die Here praat deur drome en visioene, maar dit moet ooreenstem met wat die skrif sê. En van daar het dit verder ontwikkel, dat dit uiteindelik in die voetnotas, net die voetnotas van die Scofield Bible, tevoorskyn gekom, later van die voetnotas het dit opbeweeg, en toe in die Dallas teologiese kweekskool, het baie met hierdie ding geloop, en toe in 1970 het Hal Lindsey 'n boek geskryf, The Late Great Planet Earth, interessant weer 'n boek, en hierdie boek het vir mense baie laat glo daaraan, en later het Tim LaHaye en Jerry Jenkins, julle het al van hulle gehoor, die Left Behind boeke geskryf, ook weer boeke. Nou hulle sê dit is gebaseer op die Bybel, maar die probleem is, dit is nie. En ek vertrou eerder die woord van God as 'n boek wat 'n persoon geskryf het oor die Bybel. Maar baie mense het dit nou maar net begin glo. En so het die ding ontwikkel en begin momentum kry, en uiteindelik is ons waar ons vandag is, waar dit 'n baie belangrike deel in baie mense se geloof speel, maar eintlik geen Bybelse basis of het verwysing het. Ek wil afeindig met 'n gedeelte uit Daniël hoofstuk 9, die profesie wat ons nou al verwys het. Want die hele fout of die hele probleem hiermee wentel eintlik om een woord in een vers. Kan 'n mens glo dat een woord soveel moeilikheid kan veroorsaak? So in Daniël 9 sê dit vers 26 en 27. En na die 62 seventalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors sal kom en die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met oorstroming wees, tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. Nou vers 27.
En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal slagoffer en spysoffer ophou. Hy sal op die vleuel van gruwels, daar sal 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Die hele vraagstuk gaan oor hierdie woord hy. Wie is die hy? Ons het nou gesê, vir alles wat God verstaan, het Satan 'n namaaksel. Maar, anti beteken hy wil in die plek van Jesus wees deur hierdie namaaksels. As 'n mens glo hierdie hy is Jesus Christus, dan maak die wederkoms sin. As jy glo die hy is die antichrist mag of Satan, dan maak die ander opsie sin. Wie is dit dan? Die waarheid is, dit is Jesus Christus. Hoe weet ons dit? Paar redes, baie vlugtig. Eerstens, die hele profesie tot dusver gaan oor die Messias en gaan oor Jesus. En dis juist wat die vyand wil doen, hy wil in die plek van Jesus wees. So nou kaap hy self hierdie profesie deur skielik homself te plaas in iets wat aan die Messias in sy plek weer behoort. Tweedens, hier word terminologie hierso gebruik en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Verbondsterminologie is altyd gekoppel aan Jesus. Hy maak 'n verbond met Adam, Abraham, Isak, Jakob, Noag, deur die eeue, al die mense. Die vyand maak nooit 'n verbond. En selfs al doen hy dit, beteken dit niks, want hy, Johannes 8 vers 44 sê, hy is 'n leienaar, mens kan hom nie vertrou nie, mens kan hom nie glo nie. So die verbondsterminologie hierso sê dit het te doen met Jesus Christus. En dan 'n derde rede, daar's baie ander ook, maar ek gaan net 3 neel vir nou. In Hebreëus rym die woorde, maar dit rym nie so seer soos ons rym ken in 'n gediggie nie, dit rym in konsepte. So konsepte wat ooreensin. Jy sal onthou op skool het jy kruisrym en paarrym en omarende rym. Onthou julle daai Afrikaanse poesieklasse wat julle gedoen het? Is dieselfde gedagte, maar nie in terme van woorde noodwendig, maar konsepte. En in vers 26 en 27, die eerste helfte van 26 gaan oor Jesus Christus, die Messias. Die tweede helfte gaan oor die verwoester of die antichrist. Die eerste helfte van vers 27 gaan weer oor die Messias. Die tweede helfte gaan oor die verwoester of die antichrist. Daar's baie parallelle daarin, ek gaan nie in besonderhede ingaan, maar dit wys dat dit dui op Jesus. En as dit op Jesus dui, is dit een van die mooiste profesieë, want dit verwys na sy wederkoms. En toe hy gesalf of gedoop is, toe hy deur Johannes die Doper gedoop is, en 3,5 jaar later het hy slagoffer en spysoffer laat ophou, toe hy gekruisig is, en daar einde gekom het aan die seremoniële stelsel. Nou is dit nie die antichrist wat iewers in die toekoms dit iewers in Israel gaan doen en daar gaan 7 jaar verdrukking wees. En so ek deel dit miskien bietjie meer in besonderhede as wat nodig is, maar tog om u toe te rus om sinvolle antwoorde te gee vir mense wat vra het. En wat het dit alles met ons nou te doen wat vandag hier sit? Eerstens dink ek moet ons verseker weet wat ons glo. Ek is nie die duiwel nie. Gedog ek laat hom 1 amen hoor daarop. Maar hoekom sê ek dit? As ek die duiwel was, weet jy wat so ek hierdie week gedoen het, wat verby was? Ek sou die wegraping laat plaasvind het, in aanhalingstekens. Om die Bybelse weergawe van die wederkoms te diskrediteer. Openbaring 13 vers 13 sê, en hy, dit is die tweede dier van Openbaring, doen groot tekens en wonders, en hy laat selfs vuur uit die hemel neerdaal op die altaar voor die hoof van die mense. Verwysing na wat gebeur het in 1 Konings 18, bo op Karmel. En in 1 Konings 18 het Elia probeer, eerder die Baalpriesters probeer om vuur op baie altaar neer te daal. Kon hulle dit regkry? Nee. Hy het naderhand gespot en gesê, hulle gode slaap, skree net bietjie harder. Hulle het alles probeer, hulle het self gesny, hulle het alles probeer. Hulle kon nie vuur uit die hemel neerdaal. Hy gaan op sy knie, hy doen 'n eenvoudige gebed, en vuur uit die hemel kom neer, dit verteer alles, selfs die water, alles. Hierdie verwysing in Openbaring 13 sê dat die antichrist mag gaan vuur uit die hemel laat neerdaal. Soos wat die Here gekeer het in 1 Konings 18 en Openbaring 13 aan die einde van tyd gaan hy nie keer nie. Met ander woorde, ons gaan dinge sien en ervaar wat bots met die wete uit God se woord. En ons gaan moet kies, glo ek my sintuie, glo ek dit wat ek hier sien of glo ek die woord van God? Nou dis 'n moeilike keuse want jou sintuie lieg nie vir jou nie. Maar ons moet die woord van God kies. Want Satan gaan dinge doen
En soos ek sê, as ek die duiwel was, sou ek baie mense so mislei het. Nou, dis nie 'n regte wegraping nie, maar hy kan net laat mense verdwyn en stel voor dat dit daardie mense is en nou skielik word dit wat die woord sê gediskrediteer. Ek wonder partykeer hoekom dit nie gebeur het nie. Miskien keer God wanneer hy weet dat so misleiding te erg sou wees. En ek is nie die duiwel nie. Ek het nie soveel bose gedagtes nie. Ek het genoeg, maar nie so baie nie. So wat hy gaan doen om ons te verwar, ons weet nie, want as ons geweet het, gaan ons nie mislei word. So die enigste waarborg is bly in die woord van God. Verstaan die woord van God, ken die woord van God, weet wat die woord van God sê, sodat as hierdie dinge gebeur, ons nie meer gesleer sal word. Die tweede ding is, en dit bring ons terug by, ek weet nie waar ons die vers nou, ek ken hom, wat ek vroeër gesê het, die een teken wat nog nie vervul is nie, uit Matteus hoofstuk 24, want hy het gesê ons gaan terugkom aan toe, en ek dink dit sluit vir my mooi by die doop ook aan, Matteus 24 vers 14, en wat sê Matteus 24 vers 14, dit sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Is dit nie 'n pragtige belofte nie? Dis die enigste ding wat nog moet gebeur voor Jesus wederkoms. Al die ander tekens is vervul, sommige 200 jaar terug al. Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet mense die goeie nuus vertel. Ons moet vir mense wat miskien moedeloos is oor die wederkoms, die wegraping nie plaasgevind het, hoop gee in Jesus. Ons moet hulle nie kritiseer en met hulle spot, dis nie mooi nie. Ons moet hulle hoop gee in Jesus, dat die wederkoms is 'n werklikheid. Dis nie, 2 Petrus hoofstuk 3 sê, party mense sê, dis 'n fabel. En hulle spot daaroor, waar is die wederkoms? Jy ken daai gedeelte. Ons het hoop in die wederkoms van Jesus Christus. En dis wat dit beteken, wanneer ons sê, ons is adventiste, dat ons glo in die wederkoms, die advent, die wederkoms van Jesus Christus. Hanso, Jolani, julle het elkeen 'n sfeer van invloed, wat niemand anders in hierdie kerk het. Mense wat julle ken, mense wat julle kan vertel, dat Jesus binnekort terugkeer. Maar nie net vertel nie, wys deur 'n mooi lewe, hoe lyk dit om Jesus se kind te wees? En ons is so bly dat ons deel kan hê in hierdie pragtige dag, saam met julle. Getuies kan wees van hierdie besluit wat julle gemaak het. En mag die Here julle ryklik seën, terwyl julle maar ons almal ook weer herinner word aan hierdie belangrike boodskap, en dit sal uitleef en verkondig deur ons lewens. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Hanso, Jolani, kom asseblief na vore, as julle nie omgee nie. Ek gaan 'n bietjie by julle kom staan, as ek mag. Julle ken almal vir Lanzou, en ongelukkig trek hulle weg einde van die jaar. Ons gaan julle mis. Maar ek is so bly dat jy as jong seun, jong man, hierdie besluit gemaak het. Want dit is 'n moeilike besluit om te maak. Wag, ek hou nie van hom so dat julle so opkyk na my, terwyl ek hier kom staan. Dit is 'n moeilike besluit om te maak en om deur te voer. En ons bid spesiaal dat Jesus jou sal seën op jou nuwe fase daar in die Kaap, maar ook dat hy jou sal seën terwyl jy vir hom bly staan en getuig. Jolani, hertoewyding vandag aan die Here. Ons is baie dankbaar dat jou familie is om dit saam met jou te deel. En Jolani is eintlik nog op 'n extended, uitgebreide witbrood. Pas getroud. Maar ons bid dat die Here hierdie nuwe beginne in jou lewe sal seën, en dat jou getuienis ook nog verder 'n kragtige toonbeeld sal wees van hoe Jesus lyk. So die Here seën jou ook, vir albei van julle. En vir die gemeente gaan ek nou die geloofsbelijdenis of die voorlees vir hulle onthaalde. Maar sommige van u is miskien onlangs gedoop, miskien jare gelede, ek ken nie elkeen nie. Maar ek wil tog vra dat u net weer sal dink oor die beloftes wat u gemaak het en dit sal herbevestig. Soos wat u ook weer u lewe aan die Here toevertrou. En is interessant dat die eerste 5 van ons geloofsbelijdenis gaan alles oor verlossing in Jesus Christus, want dis waaroor dit gaan. En 'n nuwe begin. Mag dalk op die bord ook verskyn? Ja, ek sien is daar. So eerstens, ek glo in God die Vader, in sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Ek aanvaar die dood van Jesus Christus op Golgotha as die soenoffer vir my sondes, en ek glo dat ek deur geloof in sy gestorte bloed van sonde en sy straf gered word. Amen. Ek versaak die wêreld en sy sondige weë,
en het Jesus Christus as my persoonlike saligmaker aangeneem, en ek glo dat God om Christus ontwil my sondes vergewe en my 'n nuwe hart gegee het. Nommer 4, ek aanvaar die geregtigheid van Christus, erken hom as my voorspraak in die hemelse heiligdom en maak aanspraak op sy belofte om my deur sy inwonende gees te versterk, sodat ek die krag kan ontvang om sy wil te doen. Ek glo dat die Bybel die ingegewe woord van God is en dat dit die Christen se enigste reël vir geloof en gedrag is. Omdat ek die Here geheel met my hart liefhet, neem ek my voor om deur die krag van die inwonende Christus, onthou, dis deur God se krag, ek kan dit nie met my eie doen nie, Gods wet van 10 gebooie te onderhou met in begrip van die 4de wat beveel dat die 7de dag van die week as die Sabbat van die Here gevier moet word. En hierin vind ons die 7de dag gedeelte van ons naam. Die volgende een gaan oor die Advent of die wederkoms. 7de dag Adventus. Die naderende wederkoms van Jesus is die salige hoop in my hart. En ek is vasberade om gereed te wees om my Here te ontmoet, om alles in my vermoë te doen, om van sy liefdevolle verlossing te getuig en ander deur my lewe en my woorde te help om vir sy verskyning gereed te wees. Amen. Die wederkoms is op hande. Omragtig ek aanvaar die Bybelse leer met betrekking tot die gawes van die Gees en ek glo dat die gawe van profesie van die kenmerke van die oorblyfselkerk is. En onthou Johannes 3 vers 5 sê julle word gedoop met water en met Gees. So die waterdoping gaan nou plaasvind. Daarna gaan ons vir julle bid en die doping van die Gees waar God besluit hoe hy julle toerus vir hom te werk. Het gaan nie oor ons nie. God besluit wat 'n gawes hy vir julle gaan gee om vir hom te werk. Nommer 9, ek glo aan kerkorganisasie en is vernomens om die kerk met my tiendes en offergawes, my werk en my invloed te ondersteun. Ek glo my liggaam is die tempel van die Heilige Gees en ek sal God vereer deur daarvoor te sorg. Ek sal my onthou van die gebruik van alkoholiese drank, narkotika, tabak en watter vorm ook al en voedsel wat God as onrein bestempel het. Ek ken en verstaan die fundamentele Bybelse beginsels wat deur die 70 Adventiste kerk verkondig word en is voornemens om my lewe deur die genade van God volgens hierdie beginsels te skik. Ek aanvaar die Nuwe Testamentiese leer aangaande die doop deur indompeling en begeer om op hierdie wyse gedoop te word as openbare bewys van my geloof in Christus en sy vergifnis van my sondes. En dan 13 is vir ons, sowel as vir hulle, ek glo dat die 70 Adventiste kerk die oorblyfsel kerk van Bybelse profesie is en dat mense van elke nasie, ras en taal genooi word om daarin gemeenskap te hou. Ek verlang om 'n lid te word van die Magaliese gemeente van die Wêreldkerk. Wat julle begeerte. Goeiemôre aan elkeen. Julle het my al hierboor gesien om 'n storie of 'n boodskap te bring. Maar vandag staan ek hier vir 'n baie belangrike ander rede. Ek het groot geword in 'n Christelike familie waar ons Bybel gelees het en op Sondag kerk toe gegaan het. En so deur die jare wat ek myself leer ken het en ook by ander kerke denominasies aangesluit het, was ek altyd op soek na iets meer. Ek het wel gedink ek het dit gekry, maar toe het die Here Roan vir my gestuur. En ek moet bieg, ek was baie skepties oor hierdie sekte van 'n kerk. Vreemde sabbatariërs hierso. En as julle nie geweet het nie, Roan moes 5 maande gewag het voordat hy my kon uitvra. Maar dit was alles met 'n goeie doel gewees, want in daardie tyd kon ek vir hom die vraag gevra het sonder om te voel ek maak sy gevoelens seer. Ek kon die ongemaklike vrae vra en die hoekoms, sowel as die baie opstandige en teenstrydige maars. Die wete dat dit wat ek geken het nie noodwendig verkeerd was nie, want dit was met intensies en opreg gedoen, maar die feit dat dit nie Bybels korrek was nie, of dat ek 'n wanpersepsie, die verkeerde indruk, of dit nie net ten volle verstaan het nie. Dit was 'n baie moeilike pil om te sluk. Ek onthou nog hoe ek en Roan op die trappies van Wimpy gesit het, en ek heel kalm vir hom sê, ja, maar jy kan na jou kerk toe gaan, en ek kan na my kerk toe gaan, dit is geen probleem nie. So het ek gedink. Daardie aand, na lang gesprekke oor verskille in kerke, die druk en langtermyn konflik wat dit op 'n huwelik kan veroorsaak, familie en vriende, het Roan vir my baie sag en teederlik gesê, hy wil nie vir sy kinders eendag verduidelik, hoekom gaan mamma na hierdie kerk toe en hoekom gaan pappa na daai kerk toe nie. Daardie woorde het my baie diep getref. Hier was ons al 3 maande van die 5 maande in, en buitendien dat ek nou al lankal oor my tone verlief is op hierdie man, het ek geweet, hy was reg. Van daardie aand af het ek vir die Here gevra om my hart te versag en oop te maak, om nie meer vas te hou aan dit wat bekend en gemaklik is nie.
en eerder plek te maak vir nuwe waarhede, soos wat dit staan in Jesegiel 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En van daar af kon ek vra sonder enige vooropgestelde idees. Ek was nuuskierig oor hoe hy die Here liefgehad het, want dit was nie dieselfde as hoe ek die Here liefgehad het nie. Een ding wat altyd vir my sal uitstaan van daardie 5 maande, is dat Roan het nooit iets op my afgedwing nie, maar sodra ek 'n vraag gehad het, het hy die wêreld se tyd gehad. Altyd met geduld, sagtheid, liefde en baie opgewondenheid. En dan was daar die stille oomblikke, wat hy vir my die kans gegee het om my waarheid te kan insien en te kan beleef. Stelselmatig kon ek dinge opweeg teenoor dit wat ek glo reg is en dit wat in die Bybel staan. Roan kon baie mooi praatjies praat, maar as hy dinge vir my raak gelees het uit my eie Bybel uit, hoe kan ek dan met hom stry? Ek moes 'n besluit neem. Gaan ek bly waar dit gemaklik en lekker voel in die oomblik, of gaan ek dieper soek na die liefde van die Here? Die liefde wat ek so duidelik in Roan se lewe gesien het, sodat ek die vers in Johannes 8 vers 32 en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, baie beter kan verstaan. En so stap ek op 21 Januarie 2023 in die kerk in, gegroet deur vriendelike gesigte, sien hoe mense kniel as hulle bid en was ander mense se voete, en ervaar dienste wat 3 ure lank is. Is nogals lank van 'n NG meisie af, hoor. Maar dit voel nie soos 'n las nie. Dit voel soos lewe. Voorheen het ek soms nog 7 dae 'n week gewerk. Ek was altyd haastig, altyd op pad na 'n volgende ding. Na 'n hele paar maande het ek die vreugde van Sabbat begin verstaan en daardie dinge opgeoffer, want ek het geweet die beloning is groot. Vandag sien ek uit oor hoe die Here my wil gebruik om die nuwe waarhede wat hy in my lewe geopenbaar het. Ek wil ook net 'n oomblik neem om my ouers te bedank. Baie dankie dat julle nie opstandig was teenoor my keuse nie. Julle het my die vryheid gegee om op hierdie reis te gaan, as ook enige ander persoon wat deel was van my journey. Ek hoop julle kan sien hoe ek werklik verander is en vervul is. Ek was vroeër in die week nie opgewonde om gedoop te word nie, want ek het nie waardig genoeg gevoel nie. Maar is dit nie juist die hele punt nie? Om te kan erken, ek is 'n sondaar en om my sondes voor die Here te kom bely, met die wete dat ek is deur sy bloed gered. En nou kan ek nie meer wag nie. U woord in Petrus 1 Petrus vers 3 sê vir my dat die doop nie net 'n afwassing van die vuilheid en sondigheid van die liggaam is nie, maar 'n gebede tot God vir 'n skoon gewete wat my red op grond van Jesus se opstanding. En ek klou vas aan die belofte van Psalm 91, wie by die allerhoogste skuil vind beskerming, die veiligheid by die Here. God red en beskut sy kinders teen gevare, siektes en vyande, selfs al val duisende rondom jou, sal hy jou bewaar. Hy stuur sy engele om jou te beskerm en te dra. Die gelowige hoef nie bang te wees nie, want die Here beloof redding, beskerming, verhoring van gebede, as ook 'n lang, geseënde lewe vir die wat hom liefhet en vertrou. Mag ons almal net vandag onthou dat God lei ons baie, selfs deur onsekerheid, vrae en vrese, en in sy waarheid lê daar ware vrede, hoop en baie liefde. Is daar nie nog kindertjies in die kerk nie? Is dit net julle twee, maar ons is bly julle is hier. As daar nog is, hulle kan ook vorentoe kom. Lanzou, ons het 2 Lanzous vandag, elkeen het 'n spesiale dag. Lanzou se ma en pa staan net hier so, en hulle het voorgegaan met die sang. Daar's niks wat 'n ma en pa so bly maak, soos wanneer jou kind hierdie besluit maak. Ek onthou met die doop van my 3 dogters, toe ek hulle klaar gedoop het, was die doopbad voller as voor die tyd soos ek gestaan en huil het. En dit maak mense gemoed vol, want dis wat jy vir jou kinders wil hê. En julle het 'n pragtige seun. Ons is baie lief vir Lanzou, en ons bid dat die Here julle as gesin op die nuwe fase van julle lewe daar in die Kaap, maar hom ook sal seën terwyl julle saam vir die Here werk. En Lanzou, ek het net nou reeds gesê, ons is trots op hierdie besluit wat jy gemaak het. Bly getrou aan die Here. As jy vanaand by die huis kom, gaan skryf bietjie neer wat jy hier ervaar, wat jy sien, dit wat jy ruik, dit wat jy hoor.
Skryf dit net bietjie neer en bære dit iewers in jou Bybel en hoe jou hart voel, meer as die fisiese goed. En eendag as die duiwel jou moedeloos maak, dan gaan lees jy weer daar en onthou jy hierdie oomblik, of miskien kan jy later die video kyk, die DVD. Maar mag die Here jou seën en mag hierdie anker in jou lewe vir die Here wees, wat jy altyd na kan terugkom. En bly getrou. As die duiwel jou wil weglei, sê, nee, ek onthou hierdie dag, 27 September 2025, hierdie was die dag, wat ek my anker in Jesus vasgemaak het. Sal jy dit doen? Amen, amen. Okay. Lanzo, omdat jy die Here lief het, is dit nou vir my 'n groot voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jy het dit reggestel net dat jy gesê het, jy voel onwaardig. En ons waardigheid is dit, ons onwaardigheid is dit wat ons kwalifiseer om hier te wees. En in Christus is jy nie onwaardig. In Christus is jy 'n prinses, 'n koningskind. En hou vas aan sy hand en hou vas aan die ruwe ou kruis, soos Rankin gesing het, dankie Rankin. En as die lewe druk, gaan terug na die voet van die kruis. Daar sal jy altyd heil vind. Baie geluk en mag die Here jou seën, terwyl ons nou die voorreg het om jou te doop. Jelani, dankie vir die voorreg wat ons het om jou te doop. En omdat jy die Here lief het met jou hele hart en hom wil volg, is dit nou vir my voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here seën. Dit is 'n pragtige dag vandag. En ons is so bly dat ons deel kan hê in hierdie vreugde. Daar is vandag 4000 mense wêreldwyd wat gedoop word in die Sewe-dag Adventiste Kerk. En elke dag van die week, 7 dae 'n week. En ons behoort aan 'n liggaam van Christus wat vorentoe beweeg in terme van die verkondiging van die evangelie. Maar voordat ek gaan aantrek, wil ek net vir u die geleentheid gee, as daar iemand hier vandag is, wat in die toekoms miskien gedoop wil word, wat sit en wik en weeg. Julle kindertjies gaan eendag gedoop word, as julle groot is. Ja. Maar is daar iemand wat miskien 'n besluit vir Jesus wil maak en net wil staan en sê ek wil eendag gedoop word? Nou is die kans om dit te doen. Is daar nog iemand? Amen. Amen. Nog iemand anders? As die Here dit op jou hart plaas en jy voel jy wil nie miskien hier opstaan nie, kom praat gerus met een van die ouderlinge, met myself. Ons sal reël. Ons sal die water in die doopbad los, ons sal dit nie uittap nie. Ons gereeld doopdienste. Maar goed, kom ons buig net ons hoofde. Heilige Vader, dankie vir dit wat ons kon ervaar. Ons eer u naam, ons is lief vir u met ons hele hart en seën die besluite wat gemaak is vandag. Seën ook diegene wat miskien in 'n dal van beslissing verkeer. Moet ek nie. Ek weet ek moet, maar iets hou my terug. En lei hulle ook om daardie besluit deur te voer. Dis 'n moeilike besluit, maar dis die beste besluit in 'n mens se hele lewe. En lei elkeen dus, dankie vir diegene wat hulle besluite vandag weer kon herbevestig en sê, ek wil net terugdink aan daardie doopdag en sê, Here, ek is nog steeds net so lief vir u soos daardie dag. Lei ons elkeen nou, ons gebed in Jesus naam. Amen. Dank julle vir julle geduld. Dit is 'n langerige Sabbat, so 3 ure 1. Maar ons harte is vol vreugde. Die water was koud, maar ons harte is nie. Het was daarom nie ijskoud nie, het was net koelerig. So. Ons gaan nou 'n spesiale toewydingsgebed hê, soos ek net nou gesê het. Die doping met die Gees is net so belangrik. Want ons vra dat God vir Lanzo en Jelani sal toerus, soos hy goed dink, om vir hom te werk. Hulle het reeds gawes en dit moet ontwikkel word. En so bid ek vir u as gemeente dat u die
nodige ruimte sal skep vir al vir Jolani, in die Kaap ook, om betrokke te wees in die werk van die Here, nie net in die kerk nie, maar buite ook. So, kom asseblief na vore, maar ek wil ook al die verordende ouderlinge, dienend of nie, selfs al is hy nie huidiglike ouderling vorentoe nooi, om spesiale gebed vir hulle hier voor te doen, waarna ons die dag sal afrond. Baie dankie. Heilige Vader, dankie vir 2 kosbare siele, wat tot die koninkryk bygevoeg is. Dankie vir die pad wat hulle reeds geloop het, en die liefde vir Jesus, wat so brandend in hulle harte is. En ek vra dat hulle nooit daai eerste liefde sal versaak nie, maar dat dit sterker en sterker sal groei, dat hulle liewer sal word vir Jesus tot daardie dag wanneer hy terugkeer. Ons plaas hulle voor U, en ek vra Here dat U hulle sal oppas, die aanslag van die vyand sal weghou, maar wanneer hulle miskien wel moedeloos raak, dat hulle altyd sal terugdink aan hierdie dag, en sal besef, dat U het hulle geroep, en U sal hulle lei, tot by koninkryk. Ons wil ook, as ouderlinge, die hand op hulle lê en bid, in 'n spesiale wyse, dat U hulle sal toerus met die gawes van die Gees. U weet waar jy hulle wil gebruik, Here, en hulle is gewillig, so rus hulle toe, sodat daar veel vrug uit hulle lewe sal wees. En baie siele eendag gered word vir die koninkryk deur hulle invloed. Ons plaas hulle voor U, en ons vra dat U hulle sal lei. Ons dank U nou dat U hierdie gebed beantwoord het in geloof, en in Jesus naam bid ons dit. Amen.